Hierdie woord wat Jesus aan die kruis geuiter het, is na my mening die mees betekenisvolle en kragtigste woord en boodskap in die hele Bybel. Sy uitroep in Johannes 19 vers 30, tetelestai, is 'n Griekse woord wat vertaal word as dit is volbring. Dit was nie 'n sug van verligting nie, maar 'n triomfantelike verklaring van oorwinning. Dit was die aankondiging dat die missie waarvoor hy gekom het, ten volle en finaal afgehandel is. In die antieke wêreld het die Grieke met tetelestai aangedui dat 'n skuld ten volle betaal is. Dit is finaal afgehandel en uitgewis. Deur hierdie woord te gebruik, het Jesus verklaar dat die skuld van die mensdom se sonde ten volle betaal is. Die prys wat sonde vereis het, is nou finaal en volledig deur hom betaal. Daar is niks meer wat bygevoeg hoef te word nie, of bygevoeg kan word nie. Die werk is afgehandel. Die apostel Petrus skryf hieroor so: hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. 1 Petrus 2 vers 24, wat 'n verwysing is na die profetiese woorde van Jesaja 53 vers 4 tot 6 en vers 11. Lydenstyd en Paasfees herinner ons baie duidelik aan hierdie afgehandelde werk. Dit is 'n tyd om te reflekteer oor die onmeetbare liefde van God wat in Christus geopenbaar is. Ons verlossing hang nie af van ons eie pogings of godsdienstige rituele nie, maar uitsluitlik op die voltooide werk van Jesus aan die kruis. Die boodskap van tetelestai bevry ons van die las om ons eie redding te probeer verdien. Dit nooi ons uit om te rus in die wete dat alles reeds vir ons gedoen is. Die implikasies hiervan is transformerend. Omdat die werk afgehandel is, kan ons met vrymoedigheid tot God nader, nie op grond van ons eie meriete nie, maar op grond van Jesus se volmaakte offer. Ons hoef nie meer te leef onder die skaduwee van skuld en veroordeling nie, want in Christus is ons ten volle vergewe en vrygemaak. Hierdie waarheid verander alles, hoe ons onsself, God en ons lewens sien. Ons leef nie meer om aanvaarding te verdien nie, maar uit dankbaarheid vir die aanvaarding wat ons reeds in Christus ontvang het. Dink gerus aan wat ons gister gelees het in Hebreërs 10 vers 14. Deur die een offer het Jesus Christus, die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Wat sou jy sê beteken die verklaring, dit is volbring, vir jou persoonlik? Hoe verander dit jou perspektief op jou verhouding met God? Hoe kan jy en ek voortaan leef met 'n dieper bewustheid en dankbaarheid vir die feit dat ons sondeskuld ten volle betaal is? Kom ons bid saam. Here Jesus, die prys, die bitterduur prys wat U betaal het, om te kon sê, dit is afgehandel. Dankie dat U ons sondes in U liggaam aan die kruis gedra het. Dankie dat ons daardeur vir die sondes dood is en nou kan leef in gehoorsaamheid aan U wil. Help my ook om so te leef dat ek U kruisdood waardig is. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.